Baie welkom by hierdie uitsending. Ons is besig met 'n studie oor die verskillende boeke van die Bybel. Verlede week het ons gekyk na 1 en 2 Samuel. Vandag gaan ons verder en ons bestudeer die boeke 1 en 2 Konings. In antieke tye was daar nie boeke soos ons dit vandag ken nie. 'n Boek het bestaan uit 'n boekrol of dalk selfs 2 of 3 wat met die hand geskryf was. Aanvanklik was 1 en 2 Konings 'n eenheid, maar die boekrol het te groot en ongemaklik geword toe is daar besluit om dit in 2 dele te verdeel. Die naam van die boeke. In Hebreëus staan die 2 boeke bekend as Malachim Alef en Malachim Bet. Dit beteken die boek van die konings 1 en 2. Waar die boeke afspeel en die tydperiode. 1 en 2 Konings speel op verskeie plekke af. Die gedeelte oor Salomo speel af in Jerusalem, wat die hoofstad van Israel was. Dan deel die koninkryk in 2. Nou speel dit af in Samaria, die hoofstad van Israel, en Jerusalem, die hoofstad van Juda. 2 Konings speel weer af in Israel en Assirië, en ook in Juda en Babylonië. Die 2 boeke saam dek 'n tydperiode van ongeveer 420 jaar. Wie het 1 en 2 Konings geskryf? Niemand weet regtig wie die 2 boeke geskryf het nie. Volgens Joodse tradisie was dit Jeremia, maar dit is meer waarskynlik dat 'n hele paar mense daaraan gewerk het. Hulle sou dan ook gebruik gemaak het van bestaande geskrifte soos die Annale van die Konings van Israel en die Annale van die Konings van Juda. Watse tipe boeke is 1 en 2 Konings? Vir die moderne leser is die 2 boeke historiese boeke, maar in die Hebreëse Bybel het dit deel gevorm van die eerste profeteboeke. Die Hebreëse Bybel is dan ook opgedeel in die wet, die eerste profete, Joshua, Rigters, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings, en die latere profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel en die klein profeteboek. Die doel van die boeke. 1 en 2 Konings het 'n tweeledige doel. In die eerste plek is daar die fisiese doel. Dit gee die geskiedenis van die konings van Juda en Israel weer. Die tweede doel is geestelik. Uit die 2 boeke leer ons dat die mens God se wil moet gehoorsaam of die gevolge van ongehoorsaamheid dra. In die tyd toe konings geskryf is, het God sy wil vir hulle in die wet uiteengesit. Hy het ook die profete gebruik om hulle te waarsku. Vandag het ons die Bybel, God se wil in geskrewe vorm. Dan is daar ook Jesus, die woord, wat 'n openbaring van die Vader se wil is. Die hooftrekke van 1 en 2 Konings. 1 en 2 Konings het in 8 hoofdele verdeel. Eerste hoofdeel, die einde van die troonopvolgstryd met die dood van Dawid, 1 Konings 1 tot 2. Die tweede hoofdeel, Salomo as koning, 1 Konings 3 tot 11. Die derde hoofdeel, 2 koninkryke, 1 Konings 12 tot 16. Die vierde hoofdeel, die tyd van Elia, 1 Konings 17 tot 22. Vyfde hoofdeel, die einde van Elia se tyd, 2 Konings 1, vers 1 tot 2 Konings 18. Sesde hoofdeel, die era van Elisa, 2 Konings 2 tot 8, vers 15. Sewende hoofdeel, die era van die konings van 2 ryke, 1 Konings 8 tot 17. Die 8ste hoofdeel, die era van Juda se ryk, 1 Konings 18 tot 25. Belangrike karakters in die boeke. Hoewel daar ook baie verskillende karakters in die 2 boeke geskryf word, is daar 'n paar persone wat uitstaan. In 1 Konings is dit mense soos Dawid, Salomo, Rehabeam, Jerobeam, Elia, Elisa, Agab en Isabel. En in 2 Konings sluit dit vir Naaman, Jehu, Joas, Hiskia, Sanherib, Jesaja, Joshua, Sedekia en Nebukadneser in. Belangrike sake in 1 en 2 Konings.
In 1 en 2 Konings is daar 'n paar kernsake wat ons in gedagte moet hou wanneer ons 'n Bybelstudie oor die boeke wil doen. God is die enigste God en daarom verdien hy dat ons hom alleen aanbid. Dis dan ook die basis van die verbond wat God met Israel gesluit het. Ongelukkig was daar van die konings so Salomo, Jerobeam 1 en Agab wat afgodsdiens in Israel begin het. Daar was egter ook konings soos Hiskia en Josia wat probeer het om die volk weer aan te moedig om net vir God te dien. Maar al hulle harde werk is deur hulle kinders ongedaan gemaak. Profete en die profetiese woord speel 'n belangrike rol in konings. Die profete was lojaal teenoor die konings, maar het nie geskroom om kritiek te lewer wanneer die konings God se woord of wil geminag het nie. Israel en Juda se konings word nie gemeet aan die suksesse wat hulle in die politiek, die ekonomie of op militêre gebied bereik het nie. Hulle word beoordeel aan hulle gehoorsaamheid aan God. Het hulle gedoen wat reg of verkeerd was in die oë van die Here? Daar is maar min van hulle wat positief beoordeel is en dit vorm dan ook die basis vir beide ryke se straf. Nie Israel of Juda steur hulle aan die voorwaardes van die verbond wat hulle met God gehad het nie. Daarom besluit hy om hulle te straf deur hulle as ballinge te laat wegvoer. Dit lei tot die vernietiging van Israel, terwyl Juda vir 'n halfuur in die vreemde moes woon. God het in die verbond in Deuteronomium 27 en 28 beskryf wat met die gaan gebeur wat sy verbond verbreek. Dis dan ook presies wat met Israel en Juda gebeur. Israel en Juda se geskiedenis word in 'n preek gebruik om die Jode wat in ballingskap was, daarop te wys dat hulle 'n geskiedenis van ongehoorsaamheid en ontrouheid aan die Here het en dat die situasie waarin hulle bevind, die straf daarvoor is. Geloofslesse uit die boeke. Daar is baie dinge wat 'n mens uit 1 en 2 Konings kan leer, maar ek wil net die volgende 2 dinge noem. Nommer 1, leer uit jou foute. Nommer 2, God is altyd getrou. In hom het ons altyd hoop op 'n toekoms. Maak nie saak wat se foute ons maak of in watter omstandighede ons is nie. Dis genade. Jesus in 1 en 2 Konings. In Konings sien ons God se getrouheid aan sy verbond met Dawid. Hy beskerm Dawid se bloedlyn, die bloedlyn waaruit Jesus baie jare later sou kom. Dan is daar ook 2 karakters in Konings wat tipes van Christus is. 'n Tipe is 'n karakter in die Ou Testament wat in sy persoon of werk 'n sekere skadubeeld van Christus se persoon of werk vertoon. In die eerste plek is Salomo 'n tipe van Christus in Konings. Sy wysheid, roem, rykdom en eer is 'n skadubeeld van Jesus se wysheid en koninkryk. Dan is Elisa ook 'n tipe van Christus. Hy lê klem op genade, lewe en hoop. Sleutelverse in 1 en 2 Konings. In 1 Konings is daar 2 verse wat as sleutelverse beskou kan word. Die eerste een kry ons in hoofstuk 9 vers 4 tot 5. Daar staan geskrywe: En jy, as jy voor my leef soos jou vader Dawid geleef het, met 'n eerlike hart en in opregtheid, deur op te tree volgens alles wat ek jou beveel en my vaste voorskrifte en beslissings nakom, sal ek jou koninklike troon oor Israel vir altyd laat standhou, soos ek jou vader Dawid beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit iemand ontbreek op die troon van Israel nie. Die tweede een staan in 1 Konings 18 vers 21. Elia het nader gegaan na die hele volk en gesê: Hoe lank gaan julle nog op 2 krikke bly hink? As die Here God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom. Maar die volk het hom nie met 'n enkele woord geantwoord nie. 2 Konings se sleutelverse kry ons in hoofstuk 17 vers 13 tot 15. Daar staan geskrywe: Die Here het Israel en Juda by monde van elkeen van sy profete deur elke siener gewaarsku: Draai terug van julle verkeerde paaie af.
kom my gebooie en vaste voorskrifte na, volgens die hele wet wat ek julle voorouers beveel het, en wat ek by monde van my diensknegte die profete aan julle voorgehou het. Maar hulle het nie geluister nie. Hulle was so hardnekkig soos hulle voorouers, wat hulle vertroue nie gestel het in die Here hulle God nie. Hulle het sy vaste voorskrifte en sy verbond wat hy met hulle voorouers gesluit het, verwerp. Ja, sy bepalings waardeur hy hulle gewaarsku het. Hulle het agter nuttelose afgode aangeloop en selfs nutteloos geword. Hulle het die nasies wat rondom hulle was gevolg, nasies oor wie die Here hulle opdrag gegee het om nie soos hulle te maak nie. Dit klink baie bekend in hierdie tyd waar ek en jy dan ook vandag lewe. So van die appel na die mond. Die plekkie waar ek vandag opneem is daar baie agtergrondgeluide. Wees tog net geduldig met my en luister hierdie opname klaar. Ek het geen beheer oor hierdie agtergrondgeluide vandag nie. Baie dankie dat u verstaan. Ons gaan aan met 1 en 2 Konings. 1 en 2 Konings in ons lewens. Mense wonder baie keer of die Bybel, veral die Ou Testament, enige waarde in vandag se lewe het. Hier is 'n paar belangrike dinge wat ons uit Konings leer, wat steeds op vandag se lewe van toepassing is. Soms vra mense die vraag of God regtig by die geskiedenis van ons wêreld betrokke is. Konings is eintlik 'n preek wat bevestig dat God in en deur die geskiedenis sy doel met sy volk en die wêreld bereik. Die geskiedenis van die twee ryke word gebruik om hierdie waarheid te demonstreer. Tweedens, God het die mens vrye keuse gegee. Hy openbaar homself en sy wil aan ons, maar dan laat hy die keuse aan ons oor wat ons met ons lewe gaan doen. In Konings sien 'n mens baie keer die hart van God. Hy is hartseer oor sy volk se verkeerde keuses, wat noodlottige gevolge het. Hy meng egter nie in nie. Hy het die mens vrye keuse gegee en hy los hulle en ons om self te besluit wat ons gaan doen. Derdens, die verhaal wat in 1 en 2 Konings vertel word, is een van hartseer en smart, want dis 'n verhaal van mense. Dinge is vandag nie veel beter nie, omdat mense hulle steeds nie aan God en sy gebod steur nie. Vierdens, uit die lewens van Elia en Elisa leer ons dat God belang stel in die wel en wee van mense. Hy het ook belang by die natuur, want natuurverskynsels word deur hom bepaal. En laastens lees ons in Konings van die oordeel van God. Ons sien dat die tragedie wat Israel en Juda tref, nie die gevolg van politieke gebeure is nie. Dis God se straf op sonde. Die straf in verband met die verbreeking van die verbond wat God met die volk gehad het. Die Jode moes saamleef met die gevolg van hulle dade, en ek en jy moet vandag ook saamleef met die gevolge van die dinge wat ons doen. Net vir interessantheid. Partykeer is daar dinge omtrent 'n Bybelboek wat interessant is, en wat 'n mens nie regtig hoef te weet om die boek te verstaan nie. Hier is 'n paar van die interessanthede. Die skeiding tussen 2 Samuel en 1 Konings is nie in alle vertalings op dieselfde plek nie. Partykeer is die dood van Dawid deel van 2 Samuel se einde. 1 Konings begin dan by die gedeelte wat in ons Bybels 1 Konings 2 vers 11 is. Tweedens, daar is nie regtig 'n skeiding tussen die Samuel en Koningsboeke nie, want dis op een boekrol geskryf. Die enigste rede waarom daar 'n verdeling in afsonderlike boeke is omdat die boekrolle meer hanteerbaar was. As dit te swaar was, kon dit maklik skeur. Derdens, Konings vorm deel van 'n groter werk wat bekend staan as die Deuteronomistiese geskiedwerk, is 'n groot woord. In die werk word die hele geskiedenis van Israel van die uittog uit Egipte tot die Babiloniese ballingskap bespreek. Die skrywers van die werk se doel daarmee was om te wys dat God jou seën wanneer jy hom getrou dien en jou straf wanneer jy die bepalings van sy verbond verwerp. Later het mense egter begin besef
dat hierdie teologiese stelling nie in alle omstandighede geldig was nie. En dan vierdens en laastens, as 'n mens Konings en Kronieke lees, lyk dit asof die een net 'n herhaling van die ander is. Maar die skrywers van die twee boeke het elkeen 'n ander doel daarmee gehad. Konings is laat in die ballingskap en of vroeg in die naballingskapperiode geskryf. Kronieke is weer in die Persiese of Griekse tyd geskryf. Hoewel die twee skrywers dieselfde gegevens gebruik, rangskik hulle dit verskillend. Hulle interpreteer dit ook verskillend. Ons som 1 en 2 Konings op. Die boeke 1 en 2 Konings was oorspronklik een enkele boek, wat die geskiedenis van Israel se monargie van 'n verenigde koninkryk tot die Babyloniese ballingskap beskryf. Dit fokus op die opkoms van Salomo se tempel, die verdeling in twee ryke, Israel en Juda, en die tragiese ballingskap weens 'n volgehoue ontrouheid. 1 Konings, Salomo tot Elia. Hierdie boek dek die oorgang van Dawid se ryk na sy seun Salomo. Salomo se regering, hoofstuk 1 tot 11. Salomo word koning, bou die indrukwekkende tempel in Jerusalem, maar dwaal later af deur afgodery. Die verdeling van die koninkryk, hoofstuk 12. Na Salomo se dood skeur die ryk in twee, die noordelike ryk Israel met 10 stamme onder Jerobeam en die suidelike ryk Juda met 2 stamme onder Salomo se seun Rehobeam. Agab en Elia, hoofstuk 16 tot 22. Die noordelike koninkryk verval in intense afgodery onder koning Agab. Die proefskrifte van die profeet Elia staan sentraal, veral sy konfrontasie met Baal-profete op Karmelberg. 2 Konings, agteruitgang en ballingskap. Die verhaal sit die geskiedenis van die verdeelde koninkryke voor tot en met die ondergang van albei. Elisa se bediening, hoofstuk 1 tot 13. Elia word deur 'n stormwind weggeneem en sy opvolger Elisa verrig talle wonderwerke en spreek konings aan. Die val van Israel, hoofstuk 17. Weens 'n konstante ongehoorsaamheid word die noordelike ryk Israel in 722 voor Christus deur die Assiriërs verower en in ballingskap weggevoer. Hizkia en Joshua, hoofstuk 18 tot 23. Juda ervaar herlewing onder hierdie twee godsdienstige hervormers, maar die algehele verval kan nie gestuit word nie. Die val van Juda, hoofstuk 24 tot 25. Weens volgehoue sonde word Jerusalem en die tempel in 586 voor Christus deur die Babyloniërs onder Nebukadneser vernietig. Die grootste deel van die volk word na Babylonië in ballingskap geneem. Temas en boodskap. Die rol van die profete. Profete soos Elia en Elisa dien as God se mondstuk en tree op as 'n morele kompas teen korrupte konings. Net so is ek en jy ook vandag God se mondstuk teen die moraliteit van hierdie samelewing en hierdie omgewing waar elkeen van ons leef. Staan op vir Jesus, moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie, die Here sal jou lei. Temas en boodskap, die tweede, verbond en gevolge. Die boeke beklemtoon dat gehoorsaamheid aan God se wet tot seën lei, maar dat volhardende afgodery en onreg onvermydelik op 'n nasionale ramp en ballingskap uitloop. Dit dan vir 1 en 2 Konings. Ons gaan oor na die volgende 2 boeke toe. 1 en 2 Kronieke. Die Ou Testament is oorspronklik in Hebreëus geskryf en later in Grieks vertaal. In die Hebreëse Bybel is Kronieke net 1 boek. Dit staan by die geskrifte, volg net na Esra en Nehemia en is die laaste boek van die Hebreëse Bybel. Toe die Ou Testament in Grieks vertaal is die boek in 2 verdeel, naamlik 1 en 2 Kronieke. 1 en 2 Kronieke vorm saam een verhaal.
As jy reeds 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings gelees het, sal jy sien dat 1 en 2 Kronieke baie dieselfde geskiedenis dek as hierdie boeke. Maar die skrywer bekyk die geskiedenis vanuit 'n heel ander hoek. Hy sien dit vanuit 'n priesterlike hoek en laat die klem val op die tempel en die godsdienstige hervormings in Juda. Die naam van die boeke. In Hebreëus staan Kronieke bekend as Dibre Hayamim, wat die dinge wat toe gebeur het beteken. Die naam in Grieks is Paralleipomenon en beteken dit wat uitgelaat is. Dan so ook heel moontlik my verkeerde uitspraak rondom die name van hierdie boeke, maar u kry die prentjie. Wie het 1 en 2 Kronieke geskryf? Vir 'n lang tyd het Bybelskoliere aangeneem dat Esra die skrywer van 1 en 2 Kronieke was. Maar dit het naderhand duidelik geword dat wie ook al die boeke geskryf het, eers later daaraan gewerk het. Daar kan dus nie met sekerheid gesê word wie die boeke geskryf het nie. Daar bestaan wel 'n teorie dat dieselfde persoon of persone wat 1 en 2 Kronieke geskryf het, ook vir Esra en Nehemia geskryf het. Die doel van die boeke. Die tabernakel en die tempel was die middelpunt van Israel se identiteit as volk, en die tempel is dan ook die belangrikste saak in 1 en 2 Kronieke. Die skrywer vertel van Saul, Dawid en Salomo, maar hy vertel net die gedeeltes van hulle verhale wat verband hou met die tempel. Dan fokus hy ook op ander konings soos Asa, Josafat en Josia, wat die tempel versorg het en die tempeldiens bevorder het. Na die tempel vernietig en later weer herbou is, skryf die skrywer hierdie boeke om die mens te herinner waar die tempel vandaan kom. Hy herinner hulle aan hoe belangrik die tempel vir hulle geloof is. Verder herinner hy hulle ook aan die roeping wat God vir hulle het en aan sy getrouheid teenoor hulle. Hooftrekke van 1 en 2 Kronieke. Soos ek reeds gesê het, vorm 1 en 2 Kronieke een verhaal. 1 Kronieke begin met 'n lang lys name. Die skrywer gaan haal Israel se geskiedenis by Adam en kom dan langs die lyn van die stamme van Israel af. Hy vorder tot by die Israeliete wat uit ballingskap teruggekeer het en op daardie stadium in Jerusalem is. Volgende gaan die skrywer terug na die geskiedenis van Saul voor hy aanbeweeg na Dawid wat alles reg gekry het omdat Salomo, sy seun, die tempel kon bou. In 2 Kronieke lees ons dat Salomo die tempel bou en dit inwy. Dan vertel die skrywer die geskiedenis van die konings van Juda. Daar was goeie konings, maar ook 'n paar wat nie sulke goeies was nie. En daarom loop dinge al hoe meer skeef. Die skrywer eindig die geskiedenis met Juda wat in ballingskap weggevoer word. En die laaste wat ons lees is die opdrag van Kores, dat hulle na die beloofde land kan teruggaan. Hierdie woorde van die Persiese koning begin dan die boek Esra. Belangrike karakters in die boeke. Daar is sommer heelwat karakters in 1 en 2 Kronieke wat as belangrik beskou kan word, maar ek wil stil staan by 2 konings. Die eerste koning is Hiskia. Hy het met die hulp van die priesters en leviete weer die tempel aan die gang gekry. Hy het ook die volk oorgehaal om elke dag daar vir God offers te bring. Die ander koning is Josia. Die skrywer van Kronieke gee inligting oor sy werk by die tempel, wat nie op ander plekke in die Bybel staan nie. Josia laat die tempel opknap en, toe die priester Gilkia die wetboek van Moses in die tempel kry, laat hy die werk by die tempel volgens die aanwysings daarin organiseer. Belangrike sake in 1 en 2 Kronieke. Soos ek reeds gesê het, vertel die skrywer van Kronieke dieselfde geskiedenis as wat ons in 1 en 2 Samuel en in 1 en 2 Konings lees. Hy gebruik die sienings van priesters en gedagtes wat in Deuteronomium staan en vertel die geskiedenis op 'n unieke manier. Die idee is dat almal wat die verhaal hoor, waardering moet kry vir die tempel en graag daar vir God wil kom aanbid. Die eerste tempel wat Salomo gebou het, is vernietig
omdat die konings van Juda nie die godsdiens in Israel in stand gehou het nie. Nou word die tweede tempel gebou en dit word presies beskryf volgens die voorskrifte van Moses, Dawid en Salomo. God se wet en die reëls vir die tempeldiens moet getrou gevolg word. Alles moet ordelik wees en die voorskrifte wat in Moses, Dawid en Salomo se tyd geskryf is, moet nagevolg word. Laastens, by die tempel sit niemand ledig rond nie. Daar is iets vir elkeen om te doen. Die Lewiete het byvoorbeeld reeds in Dawid en Salomo se tyd belangrike werk gekry om in die tempel te doen. Die verskillende tempelwerkers en die volk kom by die tempel bymekaar om God te loof en te prys. Sleutelverse in 1 en 2 Kronieke. In 1 Kronieke kry ons die sleutelverse in hoofstuk 17. In verse 11 tot 14 daar staan geskrywe: Wanneer jou tyd aangebreek het om na jou voorvaders te gaan, sal ek jou nakomeling na jou, een van jou eie seuns, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my 'n huis sal bou, en ek sal sy troon vir altyd laat vasstaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. My troue liefde sal ek nie aan hom onttrek soos wat ek dit aan jou voorganger onttrek het nie. Ek sal hom vir altyd in my huis en koninkryk aanstel, en sy troon sal altyd bestendig wees. Die sleutelvers in 2 Kronieke staan in hoofstuk 15 en in vers 2 staan daar geskrywe: En hy het uitgegaan na Asa toe en vir hom gesê: Luister na my, Asa, en die hele Juda en Benjamin. Die Here is met julle wanneer julle met hom is. As julle hom soek, sal hy hom deur julle laat vind, maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Jesus in 1 en 2 Kronieke. God het Dawid beloof: Ek sal hom vir altyd in my huis en koninkryk aanstel, en sy troon sal altyd bestendig wees. 1 Kronieke 17:14. Hierdie belofte is 'n heenwysing na Jesus wat vir altyd op die troon sal sit. Dan is Dawid en Salomo beide tipes van Jesus. Salomo se wysheid is 'n heenwysing na Jesus wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom. 1 Korintiërs 1 vers 30. Dan lees ons ook in die Nuwe Testament in Johannes 2:19 dat Jesus sy liggaam vergelyk met die tempel. Daar staan: Jesus het hulle geantwoord: Breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. Vir interessantheid, God het aanhoudend boodskappers gestuur om vir die volk te sê hulle moet na hom luister. Hulle waarsku die volk om nie van hom te vergeet nie en nie sy diens by die tempel af te skeep nie. Hulle roep die mense op om vir die Here te lewe. Hierdie oproep bly vandag nog staan. Die gedagte dat 'n mens saai wat jy maai loop deur die geskiedenis. Ons sien keer op keer dat die konings en die volk slegte dinge doen. Dan kom dit later op hulle eie koppe neer. Onthou, 'n mens kry terug wat jy aan ander gedoen het. Ons sluit af. 1 en 2 Kronieke in ons lewens. Daar is 'n paar dinge wat ons uit 1 en 2 Kronieke leer wat ons in ons lewens kan toepas. Eerstens, ons moet altyd onthou dat God die belangrikste in ons lewens moet wees. Ons moenie toelaat dat iets die aandag van hom aftrek en veroorsaak dat ons op 'n onbelangrike ding fokus nie. Tweedens, dit is belangrik om saam met ander gelowiges bymekaar te kom om die Here te aanbid. En derdens, uit Salomo se gebed by die wyding van die tempel, leer ons dat ons God al die eer moet gee. Ons moet hom vertrou met ons lewens en altyd onthou om vir hom dankie te sê vir wie hy is en vir wat hy vir ons doen. Dit dan vandag se uitsending, 1 en 2 Konings en 1 en 2 Kronieke. Ek hoop u geniet hierdie Bybelse vertelling van die geskiedenis van die boeke en soos hulle saamgestel is. Tot volgende keer. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Ja, amen. Jesus en ek is lief vir elkeen van u. Ja, amen.